Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om jou rose te snoei, welkom by episode 74 van In Alle Erns. Die onlangse politieke storm rondom Bokkieweek, sowel as verskerpte aanvalle teen AfriForum deur aktivistiese joernaliste, wys duidelik wie die nuwe teiken is. Die swart gevaar het plek gemaak vir die Afrikaner gevaar. Die swart gevaar verwys na die oorhoofse narratief wat swart politieke organisering in die apartheidsjare as irrasioneel, gewelddadig en gevaarlik uitgebeeld het. Op soortgelyke wyse fokus die Afrikaner gevaar narratief daarop om politieke, kulturele, gemeenskaplike of selfs ontspanningsorganisering deur Afrikaners verdag te maak en as rassisties, haatlik en kwaadwillig uit te beeld. Om as Afrikaners te organiseer rondom die beskerming van jou kultuur, taal en erfenis word selfs aangeval as 'n vorm van hoogverraad. Die koorsagtige swartsmeer veldtogte deur sommige media, politici, akademici en meningsvormers teiken ongetwyfeld organisasies en mense wat daarin slaag om Afrikaners bymekaar te bring en doeltreffend te organiseer. Die rede vir Bokkieweek se rooi kaart blyk te wees die oortreding dat dit Afrikaners saambring en organiseer en dat dit nie gebou is op 'n grondslag van kollektiewe skuldgevoelens nie. Die 2024 protesoptog teen die Bella-wet by die Voortrekker-monument is nog 'n uitstaande voorbeeld van hierdie verskynsel. Kritici kon nie fout vind met die inhoud van die toesprake op die dag nie en die teiken van die gifpyle het toe dus verskuif. Die kleur oranje en die feit dat 'n meerderheid van die sowat 10.000 betogers wat byeengekom het om 'n ANC-beleid teen te staan wat hulle taal bedreig, Afrikaners was. Een van die voorsangers van die anti-Bokkieweek koor was natuurlik die Gautengse premier Panyaza Lesufi. Lesufi het kort na die publikasie van News24 se artikel wat Bokkieweek teiken op sosiale media teen hierdie rassistiese byeenkoms uitgevaar en selfs geëis dat die kinders wat daaraan deelneem op 'n lewenslange swartlys geplaas moet word. Lesufi is 'n A-span speler vir die Afrikaner gevaar narratief. As destydse LER vir onderwys in Gauteng het hy reeds opgemerk dat hy, in sy woorde, gewalg was toe hy uitvind dat die onderrigtaal by 'n speelskool wat hy besoek het, Afrikaans was. In 'n onlangse opiniestuk op News24 het Jonathan Jansen aangevoer dat, in sy woorde, Afrikaans eksklusiewe onderwys ons almal in gevaar stel. Terwyl ANC-veteraan Naledi Pandor in 'n onlangse onderhoud verklaar het dat dit onaanvaarbaar is om 'n Afrikaans medium universiteit te bou wat deur die gemeenskap befonds word. Die heftige afkeer van die bestaan van Afrikaanse openbare skole, sowel as private Afrikaanse instellings soos Soltech en Akademia, onthul die Afrikaner gevaar narratief verkondigers se agenda. Lesufi, Jansen en Pandor se probleem en die van die ander alarmiste wat spookstories vertel van 'n Afrikaner bedreiging, is nie bloot die teenwoordigheid van Afrikaans in openbare skole nie, maar eerder Afrikaans as die primêre onderrigstaal by enige instelling. Dieselfde is van toepassing op Afrikaanse sporttoernooie en Afrikaner byeenkomste. Die kwessie is die feit dat Afrikaners doeltreffend en positief organiseer. Die feit dat die gunsteling sondebokke van die ANC en hul bondgenote 'n Afrikaanse of Afrikaner konnotasie het, is geen toeval nie. Die voorbok sondebokke van Jan van Riebeeck, Apartheid en AfriForum het een primêre ding in gemeen. Hulle word hoofsaaklik geassosieer met Afrikaans en Afrikaners. Wat ons ook onlangs gesien gebeur het, is hoe die rooi gevaar narratief omskep word in die oranje gevaar narratief. Die tweede historiese gedagtegang wat aangepas is die rooi gevaar. Die rooi gevaar narratief het swart politieke organisering vertolk as deel van 'n internasionale kommunistiese komplot om Suid-Afrika te vernietig. Hierdie wolf sluip volgens vandag se alarmiste steeds rond. Die kleur van sy pels het net verander. Hy is nou die oranje gevaar. In plaas van 'n kommunistiese kabaal blameer hierdie nuwe narratief 'n kollektief van konservatiewe Afrikaner organisasies wat volgens hulle verbind is aan 'n internasionale regse komplot om Suid-Afrika te ondermyn.
Diegene wat geldige kritiek op die ANC-geleide regering se ekstreme beleide en retoriek uitspreek, word gevolglik uitgekruid as verspreiders van disinformasie en selfs landsverraaiers. Dit is verstommend om te aanskou hoe die heiligdom van soewereiniteit net so passievol deur die ANC gebruik word as 'n antwoord op internasionale kritiek as wat dit deur die destydse NP gebruik is. Toe die diplomatieke krisis met die VSA in 2025 ontketen is, het die ANC en sy bondgenote onmiddellik na 'n sondebok gesoek. Eerder as om introspeksie te doen, het hulle een gevind wat perfek in die oranje gevaar narratief inpas. AfriForum en solidariteit, of AfriSol, soos die oranje gevaar alarmiste hulle noem. Selfs 'n minister voorheen uit die oppositiebanke, John Steenhuisen, kon nie hierdie verleidelike blaamverskuiwingstaktiek weerstaan nie. Hy het samesweringsteorieë omhels oor 'n oranje Afri-Maga kabaal wat agteraf konkel om hom te saboteer. Die voorstanders van beide die Afrikaner gevaar en oranje gevaar narratief gaan beslis luidkeels protesteer, maar die filosofiese genealogie of dan familietrekke van hul strooipop bangmaak stories is onmiskenbaar. Waar lê die gevaar dan nou regtig? Wat kan nou juist so gevaarlik daaraan wees dat Afrikaners hulself organiseer rondom 'n gesonde trots vir hul kultuur, identiteit en erfenis? Geen ander kultuur in Suid-Afrika word so blaatant en meedoenloos op verskillende vlakke geteiken en uitgesonder nie, deur neerhalende retoriek wat daarop gemik is om gevoelens van skaamte, skuld en minderwaardigheid onder hulle te skep. Een van die redes vir hierdie verskerpte veldtog teen Afrikaners wat binne kultuurverband saamspan, is waarskynlik die feit dat Afrikaners die juk van sondebokstatus en kollektiewe skuld, wat sommige op ons probeer afdruk het, begin afskud en aflag. Daar het onder Afrikaners in die besonder 'n nuwe selfdoen ingesteldheid stewig begin posvat. Die Afrikaner weet maar al te goed dat afhanklikheid tot oorheersing lei. Groot getalle Afrikaners is teen die tyd behoorlik ontnigter met die idee dat die regering hulle probleme gaan of selfs wil oplos. Staatsafhanklikheid word toenemend vervang met innoverende staatsbestandheid, wat aanleiding gee tot 'n hernuide sin van gesonde selfrespek, selfstandigheid en moed vir die toekoms. Die vars briesie van selfdoen en verandering dreig al hoe meer om die muwe kamer van magtelose staatsafhanklikheid binne te dring. Die nuwe verkramptes van ons tyd is diegene wat desperaat vasklou aan die utopiese illusie van 'n nuwe daadraad vir die ANC. Geskoei op die uitgediende idee van groter gesentraliseerde mag in die regeringsmasjinerie. Hulle hinker terug en veg verbete om 'n regeringsmodel te probeer red wat aanhou misluk. Hulle verdraagsaamheid en inklusiwiteit strek nie verder as oplossings wat meer raswette en meer regeringsbeheer behels nie. Enige alternatiewe denke of oplossings buite hierdie rasbehepte, staatsgesentreerde paradigma word gebrandmerk as gevaarlik, verregs, hoogverraad, rassisties en 'n bedreiging vir vrede en selfs demokrasie. Volgens die staatsverslaafdes is die enigste aanvaarbare keuse wat jy mag hê om jou geur van staatsafhanklikheid te kies. Die doelwit van die heersende orde se voet- en huursoldate wat nou oranje gevaar skree, is duidelik om Afrikaners hulpeloos, afhanklik en geïsoleerd te maak. Hoogs gesentraliseerde regerings kan slegs hul mag effektief uitoefen wanneer hulle regeer oor gemeenskappe wat geatomiseer eerder as georganiseerd is. Soos MP van Wyk Lou uitgewys het, elke poging om die Afrikaner tot 'n hulpelose minderheid te reduseer is alleen 'n subtieler en stadiger poging om die Afrikaner probleem op te los. Gun vir elke kultuurgemeenskap, insluitend die Afrikaners, die vryheid van assosiasie om te organiseer as ook om saam te werk met ander gemeenskappe soos hulle wil en soos wat die grondwet duidelik toelaat. Gemeenskapsorganisering wat op 'n gesonde kulturele selfrespek gebou is nie 'n slang in die gras nie. Dit is juis 'n teegif. Soos wat die bladsye van die ANC-geleide hoofstuk van Suid-Afrika se geskiedenis minder word,
gaan daar, net soos met apartheid, natuurlik nog 'n paar randfigure wees wat desperaat aan die ou orde bly vasklou. Niemand weet wat die post-ANC hoofstuk vir Suid-Afrika inhou nie, maar een ding is seker. Die toekoms van ons geliefde land behoort aan die bouers en die organiseerders vanuit alle kultuurgemeenskappe en nie aan die uitjouers op die kantlyn nie, wat nostalgies verlang na 'n vryheidsstryd van ouds. As julle van hierdie episode gehou het, onthou om te deel met vriende en familie en as jy enige klagtes en gedagtes of enige verdere vrae het, gaan los hulle in die kommentaarafdeling. Ek lees hulle almal en ek waardeer julle kommentaar. En dankie aan almal wat hierdie episodes ook deel. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.